Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Vrydag, die 1 Mei 2026. Hierdie hele week het ons gesels oor klippe en stene en vanoggend sluit ons dan af met die weggerolde steen by die graf. In Matteus 28 vers 2 lees ons: Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Dit is 'n baie bekende gedeelte hierdie vir ons. Ons het dit al baie gelees, baie gehoor en asof dit net aanvaar word en mens nie die volle implikasie van hierdie reuse steen, eintlik 'n sluitsteen wat weggerol is, besef nie. Hierdie verhaal begin in stilte en eindig in oorwinning. Dis vroegoggend, die Sabbat is verby en 'n paar vroue stap stadig na die graf toe. Hulle harte is swaar, hulle hoop is gebreek. Die een in wie hulle geglo het, lê dood agter 'n groot verseelde steen. En hulle grootste vraag is eenvoudig: wie sal vir ons die steen wegrol? Maar toe hulle daar aankom, is alles anders. Die aarde het gebewe, die hemel het ingryp en die steen is weggerol. Wat vir mense die einde was, word deur God die begin. Die steen het vir byna almal sekerlik na die finale woord gelyk. In daardie tyd was 'n grafsteen nie net 'n klip nie, dit was eintlik 'n verklaring. Dit is klaar, dit is verby, daar is geen uitkoms nie, die dood het gewen. Hierdie steen het Jesus se liggaam afgesluit, verseël deur die Romeinse mag en dis bewaak deur soldate. Menslik gesproke was daar eintlik geen pad terug nie. Maar dan kom God en hy rol self hierdie steen weg. Hierin is 'n diep waarheid. Die steen is nie weggerol sodat Jesus daar kan uitkom nie, maar sodat mense kan sien hy is reeds uit. Die opstanding het nie begin toe die steen weggerol is nie, dit het reeds gebeur. Die weggerolde steen is nie die oorsaak van die opstanding nie, maar die openbaring daarvan. God maak oop wat vir mense toelyk, sodat hulle kan sien wat hy reeds gedoen het. En daar is ook iets anders van hierdie weggerolde steen. Dit is nie net verwyder nie, dit word eintlik oorwin. Die engel rol nie net die steen weg nie, hy gaan sit ook daarop. Dit is so 'n kragtige beeld. Dit sê, die mag van die dood is gebreek. Wat jou vasgehou het, is nou onder God se gesag. Wat vrees ingeboesem het, het sy krag verloor. Die steen wat dan nou 'n simbool van afsluiting sou wees, word nou 'n troon van oorwinning. En dit wat jou probeer vasdruk het, kan ook onder jou voete kom in Christus. En daardie een oomblik verander die hele geskiedenis. Die dood verloor sy finale mag. Sonde verloor sy houvas. Hoop word weer moontlik. Ewige lewe word oopgemaak. En dis nie maar net 'n mooi storie nie, dis die kern van die evangelie. Soos Jesus Christus opgestaan het, so is daar lewe, selfs waar alles dood lyk. Selfs waar 'n steen 'n graf moes toehou. En dan word dit weggerol. Nie deur mensehande nie, maar deur God self. Vandag, as jy hieraan dink net hoe groot God se krag is. En dat jy dit mag geniet en daaruit mag lewe. Dankie Here Jesus, dat jy opgestaan het. Dankie dat hierdie klip wat weggerol is, 'n simbool kan wees daarvan, nie net dat u lewe nie, maar 'n simbool van u krag en 'n bewys van die opstanding. Mag ons met vreugde hierdie feit uitleef. Amen.